Goed, kom ons begin dan met hierdie pragtige woorde van Psalm 8. Ons gaan na vers 1, 2, 3 en 4 sing. In my persoonlike nederige opinie, hierdie is Tertius op sy beste as digter. Dit is sulke mooi woorde. Kom ons loof en prys die Here ook met hierdie psalm. Soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag ons na U, o God. Ons dors na God, na die lewende God. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons gaan voort om die Here te loof en te prys. Psalm 48, 2, vers 3 en vers 4. Kom ons loof die Here en ons wys hom uit.
God wat ons geloof en geprys het, kom ons bely ons geloof in hom van harte saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. In ons versoeningsdiens gaan ons saam lees uit 1 Petrus 2, vers 1, vers 10. En die rede hoekom ek hierdie gedeelte juis gekies het, is omdat Petrus presies dieselfde verkondig as Paulus. Kom ons lees gou-gou. Julle gaan nou in die prediking ook sien hoekom ek dit so gekies het. Petrus skryf hierso oproep tot geestelike groei. Nou dat ek glo dat ek net in Christus vrygespreek is, kom die apostels en hulle roep ons op, maar hierdie geloof moet groei. Kom ons lees saam. Let daarom alles wat sleg is, en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie, en alle geskinder af, en smag soos pasgebore babetjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing, nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het. Waar het ons hierdie goedheid van die Here gesmaak, soos moedersmelk, dis die kruisevangelie, dat ek in Christus vry is, dat ek God se kind is, dat hy my oneindig meer lief het, as wat ek ooit werklik kan verstaan. Ons ken daardie goedheid, en omdat ons dit weet, en ons vasstaan daarin, gaan Petrus verder, kom na hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeer is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbaar is, en laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar, maar wie in hom glo, sal verseker nie beskaamd staan nie. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld, juist die klip wat die bouers afgekeer het, die hoeksteen geword, en 'n klip waaroor mense kan struikel. Ja, 'n rots wat jou kan laat val. Hulle struikel, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, hulle was daartoe bestem. Julle, en hierdie julle is God se kinders deur die eeue, dit is vir gereformeerde kerkontdekkers vanmôre, julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort. Sit gou vir 'n oomblik, broers, susters, dis wie ons is. In Christus, dis wie ek en jy vanmôre is. Sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. In Christus ontvang ons ontferming. Want ons weet ook hoe ons hier gekom het, sondestukken. Maar in Christus weet ons is God se kinders, vir hom afgesonder. Kom ons gaan na die Here toe, want ons weet, ons leef nie elke dag so nie. Kom ons vra om ons hierin te lei, terwyl ons so bly sit, met die woorde van Psalm 119, vers 62 en vers 63.
Kom ons buig ons hoofde saam. Here, ons Here, hoe groot is U naam nie oor die ganse aarde nie. Oor die grootheid, ja, daaroor kon ons reeds sing, uit ons harte uit kon ons jubel en juig en U uitwys, U almag, U krag, U grootheid. Maar die belangrikste, dat U ons opsoek om ons U kinders te maak, om ons ter wille van Christus vir U af te sonder. As U huisgesin, 'n priestervolk wat aan U behoort. Vader, dankie dat ons kan weet dat ons net in Christus vrygespreek is van alle sondeskuld. Tog weet ons, soos ons hier sit, ons is swak en nietig, soos 'n skaap. Ja, in die wildernis verdwaal op ons eie. Daarom is al ons hoop, ons verwagtinge, ons geloof gerig op Hom, wat reeds aan die kruis alles gedoen het, wat ons nie kan doen nie. Here, wil U self, deur U Gees, die kruisevangelie in ons harte vestig, stewig, sterk, dat ons in U genade kan vasstaan. En daarom wil ons ook vra, doen dit deur die bediening van die woord in ons harte. Ook nou as ons gaan saam lees uit hierdie gedeelte uit Galasiërs, wil U self U woord in ons harte bedien. Vader, dat ons as vrygespreek is. Ja, as hulle wat reeds die goedheid van God geproe het in Christus, dat ons in dankbaarheid U kan loof en prys met woord en daad elke dag. Rus ons toe, gee U ons die krag daartoe, want Here, op onsself is ons tot niks goeds in staat nie. Dit vra ons en bid ons alles net in Jesus naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons Psalm 119, vers 49 en vers 60, waar ons die Here vra dat die sonde nie oor ons sal heers nie, maar dat hy ons ook daartoe sal lei en sal bring om Christus ontwil, om 'n vreugde te vind in die nakoming van sy woord en sy voorskrifte. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied saam. Ons skriflesing kom uit Galasiërs 2 vers 11 tot 21. Die opskrif daar is stryd in Antiochië. Toe Sefas in Antiochië aangekom het, het ek hom egter openlik teengegaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Want voordat sekere mense van Jakobus opgedaag het, het Sefas gewoonlik saam met die heidene geëet.
Maar toe hulle opdaag, het hy hom teruggetrek en afgesonder, omdat hy bang was vir diegene uit die besnydenis. En die ander Jode het ook saam met hom skynheilig opgetree, met die gevolg dat selfs Barnabas deur hulle skynheiligheid meegevoer is. Maar toe ek sien dat hulle nie die reguit pad loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek voor almal vir Sefas gesê, as jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden leef, en nie soos 'n Jood nie, hoe kan jy nie Jode dwing om soos Jode te leef? Ons is gebore Jode, en nie sondaars uit die heidene nie. En tog weet ons, dat 'n mens nie op grond van die uitvoering van die wet geregverdig kon word nie, maar slegs deur die geloof in Jesus Christus. Ook ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons regverdig verklaar kon word op grond van geloof in Christus, en nie op grond van die uitvoering van die wet nie, omdat geen mens op grond van die uitvoering van die wet geregverdig sal word nie. Maar as ons, deurdat ons versoek om in Christus geregverdig te word, ook self as sondaars bevind word, maak dit Christus 'n dienaar van die sonde? Hoegenaamd nie. Want as ek dit wat ek afgebreek het weer opbou, betoon ek myself daarmee as 'n oortreder. Inderdaad, deur die wet het ek die wet afgesterf, sodat ek vir God leef. Met Christus is ek gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof. Die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie. Want as vryspraak deur die wet kom, dan het Christus te vergeefs gesterf. Ons gaan fokus op hierdie woorde in vers 20. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof, die geloof in die Seun van God wat my liefgehad en homself vir my oorgegee het. Ons het die afgelope 2 weke in die lig van Galasiërs 1 gehoor, dat net 'n ware geloof, maar die Heilige Gees in my hart vonk, maak my vry. Daar is geen ander goeie nuus wat die Bybel vir ons leer nie. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Ook dat die oorsprong van hierdie geloof lê in God se asemrowende genade. Hy stuur my hele lewe, die goeie en die slegte, sodat hy my in Christus genadig kan wees. Dat hy my roep, my kom opsoek en my na hom toe roep, is net genade. Dat hy die evangelie in my hart vonk deur sy Gees sodat ek kan glo, is net genade. Dat hy my deel laat kry aan elke belofte wat hy in Christus aan sy kinders maak, en dat hy die vrug van die Gees in my laat groei, is net genade. Van begin tot einde is ons verlossing genade op genade. Ons het die afgelope 2 weke daarna gekyk. Die groot vraag is nou net, as ek bogenoemde glo, met my hele hart, as die Gees my daarvan oortuig, hoe loop ek die reguit pad van die geloof in hierdie lewe? Want die grootste verleiding binne die hart van die mens, en waartoe elkeen van ons altyd sal terugkeer is, weet jy dat ek met my eie goeie pogingkies God tevrede moet stel, en so kan my lewe in die geloof ook ietsie word, waar ek daarom nou uiteindelik in die middel van alles uitkom. Of aan die ander kant kan ek redeneer, maar weet jy, ek is vrygespreek in Christus, nou kan ek maar lewe en ek kan maak en doen net soos wat ek wil. Hoe loop ek die reguit pad van die geloof in hierdie lewe? Sien die dryfkrag in die hart van elke gelowige, wat hom of haar aanspoor om 'n dankbaarheid, die goeie te doen. Ja, die dryfkrag, skryf Paulus, is die evangelie self. Die goeie nuus, dat ek in Christus regverdig is.
Dat ek oneindig meer bemin en liefgehê word, as wat ek ooit sal kan verstaan. Juist dit word die krag wat my dankbaar aanspoor, om die evangelie in elke hoek en kantjie van my lewe te laat uitspeel. Ja, die hart wat deur die Gees hiervan oortuig word, sal ook soos Paulus kan uitroep, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof. Die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Die groot dryfkrag is die vaste sekerheid dat ek eens en vir altyd voor God regverdig is. In hierdie gedeelte hoor ons van 'n dispuut wat daar tussen Paulus en Sefas, dis Petrus, ontstaan het, waar hulle in hoofstuk 1 eintlik so mooi langs mekaar kom staan, mekaar die hand gee, en vir die kerk oor al die eeue die sekerheid gegee, daar is net een evangelie, en is Christus alleen. Kom die twee apostels hier in Galasiërs 2 teenoor mekaar te staan, en is hulle in 'n stryd gewikkel. Ja, Paulus vertel van 'n tyd, toe Petrus in Antiochië was, waar hy eers saam met die gelowiges, Jood en nie Jode, geëet het, en skielik, toe wou hy nie meer saam met die heidense gelowiges geëet het nie, want Joodse gelowiges vanuit Jerusalem, wat nog baie vasgehou het aan die Joodse gebruike, want hulle was Joods, dis soos hulle groot gemaak was. Hulle het nog vasgehou in baie van die eetgebruike, hulle het nog daagliks tempel toe gegaan, gaan lees maar in die boek Handelinge. Hulle het nog in baie van hierdie Joodse godsdienstighede vasgehou, terwyl hulle met hulle hele hart ook hulle geloof op Christus gerig het. En nou kom van daar die leiers in Antiochië aan, en skielik wil Petrus nie meer saam met die heidense gelowiges eet nie. Hy het begin hygel. Hy het letterlik op 2 stoele gesit. Die rede hoekom die Jode sekere kos nie eet nie, is omdat hulle in die lig van die Ou Testament geglo het, dat dit jou rein of onrein sou maak. Om verkeerde kos te eet, sou jou onrein maak voor God, sou jou nie aanvaarbaar gemaak het, om in God se teenwoordigheid te kan wees nie. 'n Mens kan byna nie glo dat Petrus dit gedoen het nie. Dieselfde Petrus wat daai gedeelte geskryf het, wat ons nou gelees het, wat so mooi sê, ons het dan die goedheid van God geproe, dat hy in daardie gat sou gaan trap het nie. Ja, en tog het God ook daar in die boek Handelinge, kan ons gaan lees in Handelinge 10, hoe God self vir hom geleer het, dat geen kos wat God maak onrein is nie, en dat hy die woord aan Kornelius gaan bedien het in Handelinge 10, en heel moontlik kan ons glo dat hy ook daar saam met hom sou geëet het. Petrus, die sterk leier in die vroeë kerk van ons Here, keer terug na 'n godsdienstige moeds en moenies oor kos wat jou rein maak en wat jou nie rein maak nie. Julle, dit is die hartseer waarheid van elkeen van ons. Van nature wil ons elkeen maar altyd iewers in die middel staan, ook as dit kom by ons verlossing in ons geloofslewe. Ons sal altyd daartoe terugkeer, ook Petrus het dit gedoen. Ek en jy is nie beter as hy nie. En juist daarom moet ons so daarteen waak, deur daagliks die evangelie toe te laat, dat die Here deur sy woord ons harte daarmee oorspoel, en dat die Gees ons elke dag weer en weer daarop wys. Wat dit nog meer tragies maak, is dat godsdienstigheid, om enigiets te dink, maar wie jy, ek moet nou hierdie gaan doen, en hierdie is nou Hendrik se deeltjie wat hy moet bydra, is uitputtend. Jy moet jou eie krag gebruik om God tevrede te stel. Persoonlik dink ek, dis hoekom baie mense, en ek seker elkeen van julle ken so iemand, wat op 'n tyd vuur en vlam vir die kerk was, en betrokke was, en vir Christus was, dat hulle in later jare in die geloof begin uitsak. Die godsdienstigheid het hulle moeg gemaak, uitgeput, en het hulle nie meer krag om aan te gaan nie. Ja, hulle eie krag om hulle godsdienstigheid te dryf, het opgeraak.
As die Heilige Gees die apostel Paulus daartoe bring, om opnuut vir ons te wys op die dryfkrag, wat die Gees binne in ons aanvuur, wat jou nie sal laat uitsak nie. Ja, as hy dit doen, dan hoor ons 3 keer die woordjie regverdig. Ons is geregverdig, of ons is regverdig. En nou moet julle mooi luister, en mag God in sy groot genade julle deur sy Gees self in julle harte lei, dat julle dit mooi kan verstaan. Want die goeie nuus van geloof in Christus alleen, word letterlik gedra, word opgehou, word die krag tot redding vir elkeen wat glo, as die Gees my hart daarvan oortuig, dat ek, jy, soos ons hier sit, is nou reeds voor God regverdig. Niks of niemand kan dit verander nie. Ons hoef nie daarby by te dra nie, ons kan niks daarby wegvat nie. Jy sien, dis die krag in die enginekamer van ons dade van geloof. Mense wat verdien om vir ewig deur God veroordeel te word, kan nou vasstaan in die sekerheid. In Christus is ons regverdig en is ons vir ewig God se eiendomsvolk. Die woord regverdig is 'n regsterm. Dit bring jou eintlik uit in 'n hof. In 'n hofsaak kan 'n regter een van 2 dinge doen. Hy kan my vryspreek omdat ek geen wet oortree het nie. Ja, hy kan my vryspreek en my laat gaan en sê maar ek is vry. Ek is regverdig, ek is reg voor die wet. Of hy kan my veroordeel, my skuldig verklaar en my tronk toe stuur, want ek is onregverdig. Nou om regverdig en vry te wees, ja, om regverdig te wees en vry te wees, is presies die teenoorgestelde van om veroordeel en tronk toe te gaan te wees. Ook Jesus sê dit so mooi in Matteus 12 vers 37, hy sê, want op grond van jou woorde sal jy regverdig word, en op grond van jou woorde sal jy veroordeel word. Ja, dan stel Jesus ook hierdie 2 uiterstes baie duidelik. As mense wat veroordeel word, omdat hulle nie glo nie, maar hulle wat vasstaan deur 'n ware geloof in die vryspraak van Christus is regverdig. Om voor God regverdig te wees beteken dus dat jy reg genoeg is. Dat jy reeds rein genoeg is om in sy teenwoordigheid te kan wees, om daar te kan bly, sodat jy en hy in 'n innige verhouding kan lewe elke dag, elke oomblik, enige tyd. Die duidelike boodskap van vers 16 is, ons is voor God regverdig, nie op grond van wie ek en jy is nie, van ons nakoming van die wet, nie, maar op grond van wie Jesus is. Hy het die wet nagekom, wat ons nie kon nie. Hy het versoening aan die kruis bewerk, wat ons nie kon nie. As dit by ons regverdiging voor God kom, haal die evangelie heeltemal die ons, of die eie ek, die evangelie haal dit geheel en al uit die prentjie uit. Ons kan maar net wegkyk van onsself, na die kruis en die leë graf. Om te dink dat om in die geloof te lewe is my bydra van my kant af, sodat ek voor God regverdig kan wees, ja, is nie net 'n leë nie, maar dit trek 'n streep deur dit wat Jesus kom doen het. Tim Keller gebruik nogal 'n mooi voorbeeld daarvan. Gestel, jou huis is besig om af te brand. En jy red jou hele gesin, jy dra hulle almal uit, en as hulle uiteindelik almal buite is en julle kyk hoe die huis afbrand, daag Hendrik op, en om vir te wys dat ek lief is, hardloop ek in die huis in en ek verbrand dood. Was ek nou 'n held, of was ek dom? Het ek vir julle gewys ek is lief vir julle, of was ek dom? Maar gestel, julle is in julle huis, julle val vas, julle kom nie uit nie, en ek sou inhardloop, en ek sou julle een vir een uitdra, en op die laaste slag val ek, en ek verbrand dood. Was ek lief vir julle, of was ek dom? Ek dink die prentjie spreek van self. Jy sien, as ek enige iets kan, of moet bydra om voor God regverdig te wees, was Christus se sterwe aan die kruis 'n dom ding om te doen.
Verstaan julle wat die prentjie vir ons verduidelik? As ek enigsins iets moes bydra tot God se genade, was die kruis 'n dom ding om te doen. En dan moet ek die woordjie genade gaan doodkrap elke keer as hy in die Bybel sou opkom. Die evangelie maak die deur oop vir die Heilige Gees om hierdie sondaarhart met Christus se weldaad aan die kruis te oorweldig. Hy oortuig my dat ek nie net vrygespreek is op grond van Christus se daad aan die kruis nie, maar ook dat die Vader my oneindig meer liefhet as wat ek ooit sal besef. Jy sien, waar die Gees dit in die hart van God se kind doen, daar proe ek die goedheid van God waarvan Petrus skryf. Maar daar word die evangelie, die dryfkrag tot redding in my lewe, tot my dade van geloof. Christus word my alles, en ek begeer om met my hele lewe, elke hoek en kantjie daarvan, in lyn te bring met die evangelie. Soos die apostel ook hier uitroep, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof, die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Christus het die hart van Paulus, hierdie ras-egte Jood wat Christus in sy kerk vervolg het, heeltemal verander. Dit het sy koers in sy lewe heeltemal verander. En dit het hom in Christus onafskeidbaar een gemaak. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. As God na my en jou kyk, dan sien hy vir Christus. Selfs as ek tot die besef kom, Hendrik het nou gruwelik teenoor God gesondig, kyk hy nog steeds na my en hy sien vir Christus. En hy gaan nooit anderste na my kyk nie. Nooit. En hy gaan sy liefde aan my skenk, elke dag, elke oomblik. Het gaan nooit verander nie. Jy sien, eers as my eie sondes my elke dag daarin herinner. As my eie dom besluite, my eie verkeerde gedagtes, my eie liefdelose woorde en dade, ja, as dit my elke dag daarop wys, Hendrik, op jou eie, is jy nie allerdiepste ellende, verdien jy God se oordeel, maar aan Christus, draai die Gees ook my hart na die kruis, as my enigste hoop. En net daar, is ek reg voor God. Ja, deur sy woord kom die Gees en hy oortuig my, dat ek in Christus reeds voor God regverdig is. Hy maak my oë en my ore oop vir God se liefdeswoorde, sodat ek dit kan hoor, dat ek tot die besef daarvan kan kom, van my hemelse Vader, so oneindige liefde vir my. Hoe loop ek die reguit pad van die geloof in hierdie lewe? Ek harder probeer, ek meer gee, ek voed in die eerste plek bidend in die lig van die woord. Ja, hierdie sekerheid dat die Gees dit in my moet bewerk, dat ek voor God regverdig is. Ja, dat hierdie geloof ook sal oorspoel na alles in my lewe toe. En wetende dat dit ook die koers van my lewe gaan bepaal, gaan verander. Die besluite wat ek neem, die dinge wat ek gaan sê, die manier hoe ek met mense gaan praat, die dinge waarna ek kyk, die gedagtes waarna ek gaan dink, gaan die Gees vasvang by Christus. En ek wil alles in my lewe doen in die lig van die evangelie. So word die suiwer evangelie, soos Paulus in die Romeinebrief skryf, ook die krag tot redding vir elkeen wat glo. Nou reeds in hierdie lewe. Die hoogste waarheid
dat ek nou reeds voor God regverdig is, en deur hom volmaak bemin word, verdryf alle vrees. Dit vul my hart met 'n vrede wat my verstand te bowe gaan. Dit lei my weg van my eie troontjie af, sodat ek nie elke oorlog hoef te wen nie. Sodat ek nie elke keer die laaste woord hoef in te kry nie. Nee, dit vestig my hart op hom wat waarlik op die troon sit, en hy word my hele lewe. Hy vestig deur sy gees in my hart 'n dankbare vreugde en 'n nuwe lus om Bybel te lees, om my hele lewe toe te wy aan hom wat reeds aan die kruis alles gedoen het om my te red. My broer, my suster, die hele Galasiërsbrief word eintlik mooi opgesom in Galasiërs 5 vers 1, waar hy die gelowiges in Galasië oproep, waar hy die gereformeerde kerk ontdekkers oproep. My broers, my susters, moenie weer onder 'n slawe juk inkom nie. Moenie probeer om op jou eie God tevrede te stel nie. Jy's klaar tevrede. Hy's klaar tevrede met jou in Christus. Voed jou geloof bidend in die lig van die woord om in hierin vas te staan in die afgehandelde werk van Christus. Moet ook nie 'n slaaf van jou sonde word nie. Maar die evangelie werklik in elke hoek en kantjie van jou lewe, in alles uitspeel, en dat Christus in en deur jou kan lewe, want jy is werklik 'n vry mens. Moenie 'n slaaf wees van jouself en jou eie pogingkies om God tevrede te maak nie. Nee, staan vas in die genade van ons God. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemele is, die evangelie is so eenvoudig. Maar wat dit so moeilik maak is, dit lei ons weg van ons eie troontjies af. En dis baie keer vir ons die moeilikste ding om te doen. Hoor ons as ons pleit, Hemelse Vader, kom lei ons, kom vul ons deur u Gees in die waarheid van die kruis evangelie. Maak ons elkeen vry, sodat ons waarlik vry kan wees en kan vasstaan in u genade, dat ons reeds regverdig is en sal wees tot in ewigheid. Ja, mag ons elkeen die goedheid van u liefde proe in Christus, soveel so dat ons dit soos pasgebore kindertjies sal najag, daarna sal smag om net meer van die evangelie te leer, meer van Christus te leer, meer en meer ons lewens in te rig, soos wat hy ons geleer het, en dat ons in sy spore kan wandel. O Gees van God, u weet, ons kan nie in eie krag nie. Daarom bid ons vir u nabyheid, u leiding, u vernuwing ook in ons harte, in ons lewens. Wys dit uit in ons harte, in ons lewens, waar ons nog te vol is van onsself, waar er te veel van die eie ek in ons lewens is. Ja, Here, leer ons, bring ons daartoe om u te loof en te prys, vir die verlossing wat u alleen bewerk. Dankie Here vir soveel seëninge. Dankie vir hierdie mooi dag, dat ons hier kan jubel en juig in u grootheid, want u het ook hierdie dag gemaak, en ons sien al reeds die nuwe seisoen wat kom, en elke keer word ons daaraan herinner, u is in beheer. Ja, u is God almagtig, en dat u vir elkeen van ons sorg. Dankie dat ons dit so kan geniet in elke bord kos, in 'n warm bed, in klere. Dankie dat ons dit so kan geniet in die saamwees van 'n gemeente. Broers en susters in Christus, saamgebring deur die Gees om u uit te wys. Ja, Here, dankie. Dankie uit ons harte uit vir die verlossing in Christus. Wil u wees saam met hulle in ons gemeente wat siek is. Ja, ons dink aan Anneke wat in 'n kort tydjie deur 3 operasies is, en ons wil net bid, Here, dat hy haar hart sal versterk en dat hy haar sal gesond maak volgens u wil. Ook Laurens, ja, wat al so lank sukkel met sy bors, en
dat daar net beterskap kan wees en dat U ook vir hom en Daphne sal omvou met goeie gesondheid en so elke broer en suster in ons gemeente. Ja, daar is van hulle wat al 'n hele rukkie siek is, van hulle is oud en bejaard en ons sal hulle elkeen opdra aan U hand van sorg en liefde. Wees by elke lidmaat. Here, U weet, wat is die stryd wat ons elkeen in ons harte voer, ook die bekommernisse wat ons bang en benoud maak, dalk is dit geld, dalk is dit ons werk, die omstandighede in die land en die wêreld, ja, vestig in ons harte die vrede, wat daar net in Christus is. Maar Here, gee ook vir ons uitkoms, versorg ons net elke dag, wat ons nodig het, om U te loof en te prys. Ons bring ook voor U, Vader, 'n wêreld wat U nie ken nie. Die afgelope ruk sien ons dit in die media, sosiale media. Ja, Here, hoe wêrelds die wêreld geword het. Hulle het nie meer tyd vir God en Gods gebod nie. Here, en ons beleef dit in ons eie midde, in ons eie taal, hoe mense U net nie meer ken nie. Wegstap van U en letterlik goddeloos begin leef en praat. Vader, hoor ons as ons pleit. Dat die koninkryk sal kom. Seën die bediening van die woord wêreldwyd. Ook hier by Ontdekkers en Rodepoort, by elke bediening. Wees ook by die kerk wat vervolg word, wat swaar kry. Ja, hou elke uitverkorene vas in die holte van U hand. En mag U naam altyd geheilig word in ons harte, in ons gemeente, in ons gemeenskap en in hierdie wêreld.